Wat 'n geloof. Goeiedag luisteraars. Ek is nagraadse student Lambert Bosman en lees graag vir u uit 1 Johannes 5, die 4de en die 5de vers. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wat anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Luisteraar, as jy inskakel by Radio Wêreld, dan kan jy oorweldig word deur eindelose beskuldigings teen die Christelike geloof. Beskuldigings van skynheiligheid, onwetenskaplikheid, slawerny, heksenjagte, duisende kerkskerings, en die lys gaan aan en aan. Mense is vandag verskriklik negatief oor die Christelike geloof. Maar wanneer jy inskakel by Radio Johannes, kry jy glad nie dieselfde prentjie nie. Wat maak Johannes so positief, so optimisties, dat hy in die 5de vers skryf? Wat anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Volgens Johannes is die wêreld veel meer as wat jy kan sien. En 1 Johannes beteken die wêreld spesifiek duisternis, liefde vir die aardse, die plek van duiwelskinders, leuns en sonde. Dis die wêreld. Maar hierteenoor beskryf hy die kinders van die lig. Beskryf hy die kinders van God. Hy beskryf ons as die oorwinnaars, ligte in 'n donker wêreld. Wat gelowiges juist so anders maak, wat hulle 'n geloof gee van oorwinning, is die geloof in Jesus Christus as die Seun van God. Dieselfde Christus wat sy woning in die hemele verlaat het, van al sy heerlikheid, om aarde toe te kom, om as koning vir ons te kom lei, om ons te kom verlos van ons boosheid, met die toorn en die straf van die Here wat op hom neergekom het. Die dood kon hom nie gevange hou nie. Op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en is vandag aan die regterhand van God, en hy regeer oor sy kerk elke liewe oomblik. Dis wat die Christelike geloof so anders maak. Christus is die hoeksteen. Dis hoekom Johannes so positief is oor die geloof, dat hy sê, ons geloof oorwin die wêreld. So, luisteraar, hoe gemaak met al die beskuldigings teen die Christelike geloof? Laat dit jou kop ook soms in skaamte sak, as jy dink oor al die nare beskuldigings wat teen die geloof gewerp word? Of het jy eerder 'n trots en sien jouself as oorwinnaar in Christus, van deel vorm van die mees formidable mag ter wêreld, met die braafste en die heldhaftigste generaal ooit, Jesus Christus. Wanneer jy weer so 'n beskuldiging hoor, vra jouself af, is dit waar? Vra jouself af, wat sê jou hemelse generaal van al die beskuldigings? Kom ons neem net een voorbeeld uit al hierdie hordes. Die leuen wat sê, geloof het niks uit te waai met wetenskap nie. Weet u, as boumeester van hierdie skepping, stuur God dikwels van sy mees briljante kinders in hierdie wêreld in, om sy skeppingsgedagtes agter hom aan te dink tot sy eer. Dink net aan die wysheid van 'n Salomo, van die militêre vernuf van 'n Dawid, of van die historiese presiesheid van 'n Lukas, of die briljante argumentasievermoë van 'n Paulus. En die lys gaan vanaf die Bybelse tyd aan tot en met vandag toe. Net een voorbeeld van ons eie tyd. Het u geweet, as dit nie was vir die Christelike geloof nie, dan was ons vandag dalk nog sonder rekenaars. En Charles Babbage,
oortuigde Christen het al in die 1800s die eerste ontwerp neergeskrywe van wat 'n rekenaar behels, en daardie ontwerp sou is heel wat later gebou word. Dis maar net een voorbeeld van hoe wetenskap en geloof mekaar trou. Wat 'n geloof, luisteraar! Mag jy met oortuiging en trots leef vir jou koning, Jesus Christus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U mense gebruik wat eintlik niks anders as slawe is, wat net doen wat van hulle verwag word nie, om U naam te verheerlik. Gee dat die talle besware teen die Christelike geloof ons nie laat twyfel of ons wat skaam kry oor hierdie wonderbaarlike geloof nie. Bewaar ons ook asseblief van die bose, sodat U vyande nie rede sal hê om beskuldigings te gee nie. Dit bid ons in die naam van ons generaal, Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. Amen.